Môre sê woensdagoggend kuiertyd. Mariaan kom donderdag by die huis en sê vir my, "Sjoe, ek het nou vandag 'n mooi ding beleef." En sy vertel my hoe sy by 'n kliënt ingaan en nou, Mariaan ry altyd met hondekoekies by haar in die kar as sy aflewerings doen. Veral vir die kliënte dan, waar klein hondjies is. En die oomblik as hulle haar kar hoor, dan weet hulle dis sulke tyd en dan raak hulle baie opgewonde. So sy stap in om die reiling van die rangskikking te doen en hierdie twee hondjies is by haar voete en hulle is opgewonde want hulle weet hulle gaan nou bederf word met 'n hondekoekie. En sy sê sy het afgegaan op haar knie en sommer so 'n bietjie met hulle gesels, vir hulle koekie gegee en toe ruil sy die rangskikking. En op pad uit is daar 'n stem wat sê, "Mariaan, ek en jy het nou vandag beide 'n kosbare les geleer." En met 'n skok besef sy, ek was nie alleen nie. En dit wat sy gedoen het is raak gesien, al het sy nie geweet nie. En hy sê net vir haar, "Is dit nie waar dat my en jou ware self kom na vore wanneer ons dinge doen wat ander nie sien nie?" En ek en sy het nogal baie daar gesels en vir ons is dit 'n kosbare les. As ek die vraag wil vra, wie is ek? Om te gaan stil staan by wat ek dink, doen en sê wanneer ek alleen is, wanneer niemand my sien of hoor nie. Ons probeer baie keer as gevolg van watter redes ook al, om iets of iemand te wees wat ons nie regtig is nie. Ons optrede in bepaalde omstandighede is dikwels reglynig teenoor wie ons is, hoe die Here ons gemaak het. Maar ek en jy ervaar 'n verwagting dat ons dit moet doen, dat ons moet voorgee. Mariaan en Rex, ons reentjie Labrador wat nou al in die hemel is, het 'n besonderse verhouding gehad. En van kleins af het hy langs haar voete gelê as sy naels gedoen het en die kliënte by haar was. Toe word hy groter, later aan oor die 50 kg, maar hy lê nog steeds by haar voete. Maar die ou lyfie is nou so groot, hy lê van haar voete amper tot by die voete van die kliënt. En baie van hulle het afgebuk en sy kop gevryf. Nou 9 uit die 10 keer het hy dit gelate aanvaar. Maar daar was die kere wat hy net so gelê het en begin saggies grom het. Nou hy was die vredelievendheid self en dit was nie 'n aanduiding dat hy nou wil byt nie. Dit was 'n aanduiding vir Mariaan te sê, hierdie persoon maak asof hy van honde hou, maar hulle doen nie. Jy kan nie eers 'n hond flous nie. Hoekom wil ons onsself probeer flous? Wat sê die Here in sy woord? Hier in Matteus 6 vers 3. En ons weet die konteks is nou heeltemal iets anders wanneer ek goed doen vir ander, sê die Here, jou linkerhand moenie weet wat jou regterhand doen nie. En ja, die geheim is uiteraard dat dit wat ek doen, waar niemand my sien nie, moet dieselfde wees as dit wat ek doen, waar almal my sien. Dan leef ek sonder innerlike spanning, dan kan ek gewoon wees wie ek is. Dit laat 'n mens dink. Here, ons kan vir U niks wegsteek nie. U weet wie ons is, Here. U het ons gemaak, U het ons gevorm, U het ons gawes en talente gegee. Maar Here, soms wil ons vir die wêreld iets gee en wys en wees wat nie is volgens U hande werk nie, Here. Daarom vra ons vanoggend, staan ons naby. Lei ons deur die Gees, Here, dat ek kan wees wie ek is. Dieselfde mens, daar waar niemand my sien nie, as die mens wat tussen almal besig is. Help ons, Here, ons vra dit in U naam. Amen. Uitdaging vir die week. Ek en jy weet wie ons is. Ons weet wat ons doen en sê en voel en ervaar, waar niemand ons sien nie. En ons het almal daai ongemak al ervaar, tussen mense, op plekke, waar ek en jy dinge doen wat buite ons natuur is, gewoon omdat ons die ervaring het, dis wat ek nou moet doen, dis wat ek behoort te doen. Die tyd is ryp, kom ek en jy begin wees wie ons is,
wie ons in ons alleenheid is waar niemand ons sien nie. Want dis ons ware self, hoe die Here ons gemaak het. Kom ons betree die wêreld en wees die beste ek, soos die Here my gemaak het, onverskrokke. Hê 'n wonderlike week. Wees wie jy is.